Die Suid-Afrikaanse Mediese Vereniging begin met hofsaak teen NGV en Louis Liebenberg se borgtog aansoek word vir 'n derde keer uitgestel. Welkom by die Afrikaanse nuus op 2 April. Die Suid-Afrikaanse Mediese Vereniging het met 'n reuse hofaansoek teen die wet op nasionale gesondheidsversekering begin. Die SAMV, wat sowat 12.000 dokters verteenwoordig, sê die saak word gegrond op die feit dat die wet ernstige nadele vir sowel dokters as pasiënte inhou. Die voorsitter van die SAMV, Dr. Mvuyisi Mzukwa, sê anders as die ander reeks regsgedinge wat hoofsaaklik op artikel 33 van die wet fokus, is hul hofaansoek op grondwetlike bepalings gegrond. Die uitvoerende hoof van die SAMV, Dr. Theo Nkodika, sê hulle insette en besware is geïgnoreer, ondanks die feit dat hulle van meet af aan hul samewerking gegee het. Die minister van Basiese Onderwys, Siviwe Gwarube, het in antwoord op die EFF-parlementslid Mandla Shikwambana gesê, dit is jammer dat gesprekke oor die inwerkingstelling van die wysigingswet op basiese onderwyswette, oftewel die Bella-wet, steeds om politieke redes as 'n wapen gebruik word. Shikwambana wou weet wanneer die Bella-wet in werking gestel gaan word. Gwarube sê om die wet derentyd te misbruik, sal dit pogings ondermyn om 'n gladde inwerkingstelling van hierdie wet te verseker. Die vermeende diamantsmokkelaar Louis Liebenberg se borgtog aansoek is vir die derde keer uitgestel en hy en sy vrou, Desi, bly agter tralies. Die Landdros het vanoggend in die Bronkhorstspruit Landdroshof gesê dat daar nou 'n besluit geneem moet word of die verdediging met die borgtog aansoek wil voortgaan of dit laat vaar. Liebenberg het homself aanvanklik verteenwoordig nadat sy regspan in November onttrek het. Hy het intussen 'n nuwe regspan aangestel. Liebenberg, sy vrou en 9 ander staan tereg op 42 aanklagte van onder andere bedrog, diefstal en swendelary. En die VF+ meen inwoners van die Nelson Mandela Bay Metro staan voor die deur van finansiële uitdagings nadat die nuwe tariefverhogings soos vervat in die metro se konsepbegroting vir die 2025-2026 boekjaar aangekondig is. Lydens die verhogings styg krag met 12,74%. Water en sanitasie met 5,5% en eiendomsbelasting met 5%, terwyl vullisverwydering met 6% sal styg. Die VF+ raadslid in die metro, Bill Harrington, sê die verhogings gaan verdere druk op huishoudings plaas en sakeondernemings wat reeds sukkel om kop bo water te hou. Harrington sê die VF+ het ook versoek dat die voorgestelde tariefverhogings heroorweeg word en dat alle munisipale tariefverhogings tot 'n maksimum van 5% beperk word. En ten slotte, teen tyd van die opname was daar steeds geen antwoord oor die nasionale begroting nie. Lede van die nasionale vergadering is sedert 2 ure in die parlement waar hulle moet stem oor die fiskale raamwerk en BTW-voorstelle. Die DA en die ANC kon nie tot 'n vergelyk kom nie en die toekoms van die regering van nasionale eenheid hang in die weegskaal. Dankie dat jy saam gekyk het. Tot môre.